Ons gesels vanaand 'n bietjie wie se hand hou jy vas? Nou, John, het jy iemand se hand vasgehou as jy oor die straat loop as 'n kind? Ja, nee, ek was te stout. Ek het glad nie aan my ma se hand vat toe. Jou maat jou Ek het voor die weg, kar jou maat jou ja, ek verstoot voor die het kar. ek het weggehol en pak sla daarna gekry. Rina, hoe het dit gevoel die eerste keer toe John in jou hand vat? Sorry, ek moes hy moes my vat om op die bike te kry en hy moes gesê het hou my vas. Anders val jy af. Hy's 'n man met 'n plan, hè? Hy weet Ja. hy as ek sien dis hoe 'n man se kop werk. As jy wil hê 'n vrou met jou vashou met jou bike hê, dan moet hulle jou vashou, né? Ek wou iets gesê het, maar liewes nie, hier is 'n Christelike program. Dis 'n familieprogram. So, ons praat 'n bietjie oor wie hou jou hand vas. Nou ja, ons glo dat ons hand is in die hand van die Here. Maar ons gaan vanaand so 'n bietjie 'n toets doen en wie se hand hou jy vas? Wie se hand hou jy vas? En ek het 'n akroniem. Nou akroniem is iets wat jy gebruik om beeste in te span. Nee, akroniem, wat is 'n akroniem, Salome? Weet nie. Dis die eerste keer dat ek so 'n woord hoor. Miskien het ek ook nou weer 'n woord hier in die kat en die sterp weet. Lisel, weet jy wat 'n akroniem? As ek nou met raai is as jy woordjies bou met die eerste letter. Ja, ek het hom ook so. So ons gaan kyk na die woord hand en dan gaan ons praat oor die woord net HAND. Ek het reg gespel. En dan volgende week praat ons nou verder oor die hand. Nou maar kom ons begin 'n bietjie gesels oor die hand. Wat is die doel van 'n hand? Wat is die doel van 'n hand? Morris, wat doen jy met jou hande? Ek sal sê die doel van die hand is om uitvoering te gee met dit wat die brein wil hê jy fisies aan die buitekant moet doen. So dit is nou van groet, waai, iets maak, enige iets wat jou brein sê wat gedoen moet word, dit is maar die toestel wat jy gebruik om dit te laat doen. So jou hand is daar om uitvoering te gee van jou brein. Okay, alright. Ek dink Lisel, wat is die doel van jou hand? Wat is die doel van Lisel se hand? Ek dink my hande is daar vir help. Help Okay. en prys. Worship en help. Ja, so Lisel kom met 'n ander een en sê met haar hande bedien sy. Sy dien nie net haarself nie. Marius is baie selfgesentreerd. Nee, dis nie die waarheid nie. Maar hy sê dit is daar om hom te versorg en uitvoering te gee aan die brein. Jy het nie gesê dis net vir jou nie, Marius. Ek vat net 'n voorbeeld. Maar Lisel vat hom so 'n bietjie verder. Sy sê sy gebruik haar hande om mense te dien. Meisie, moenie vir ChatGPT te vra nou nie. Ja, te troos, Te troos, vashou te gee. rig te krap. Ja, Hmm. om jou hand vas te hou. Salome, wat is die doel van jou hande? Koekies bak. Ja, koekies bak, kuns doen. En dan ook op hierdie stadium is dit om hande vas te hou en te lei. Moenie dit doen nie. Of om dit te doen vir die kleintjie nou, daai kleintjie wat nog geleer moet word. Ons gaan koeksustertjies eet van handjies vashou, kom doeke was op 'n plankie. Hoe gaan daai spreekwoord? Ja. Ja, so dit is nou, ja, leiding kan 'n mens gee, in kunswerk kan ek ook bysit, wat 'n mens kan doen met jou hande. Okay, jy kan kreatief wees met jou hande, né? Ja, yes. Estelle,
Hande is vir 'n tool wat ek mee gebruik en voel. Voel. Ja, daar is 'n mooi een wat die stel bring. Een van ons sintuie is voel. Jy voel nie met jou tong nie. Behalwe as jy wil voel of daar krag in 'n battery is, maar jy voel. Want daai klein batterytjies, John, dan druk jy op die tong. Dit is Tannie nog Wilma, steeds doen jy dit nog steeds? Okay, so jy gaan nie leer nie. Tannie Wilma, wat doen Tannie met Tannie se hande? Aanwysings. Directions. Ja, directions en ook soos Lizelle sê vir praise and worship om te aanbid en my hande sê vir my mond ek is honger en dan voer ek my maag. Okay, dis 'n goeie een, Tannie Wilma. Right, so dit dien die liggaam. John, what are you doing with your hands? my vrou se bederf. Ja, jy is soos Lizelle om mense te dien. Yes, jou vrou te nee, okay, ja. Net jou vrou, net jou vrou. Net jou my vrou. Ja. Net jou vrou. Okay, ek het hom. Rina, wat doen jy met jou hande behalwe om kossies te maak? Ek sê mens gebruik dit vir tekens ook om te sê hallo of wag bietjie sonder om woorde te gebruik kan jou hande eintlik baie expressions wees van wat jy iets wil sê of dit. Soos nie nou nie. Ja, lyfstaal. Stop die lord. Het julle geweet, dis nou maar net op lyfstaal dat vrouens kan nie praat sonder hulle hande nie. En dis nou nie, ek is nie seksisties of enigiets in die aard nie, maar vrouens is meer, mans sal so met armpies so langs mekaar staan, vrouens, jy moet, bietjie as jy koffie drink en kyk wat twee vrouens gesels, die hande gaan net so, jy verstaan. Ons mans is so bietjie anders dan mekaar gesit en dis ons like julle, so gaan met dit, doen net so. Okay, wie van julle is linkerhand? Is daar iemand wat linkerhand is? Die stel is linkshandig, is iemand anders te linkshandig? Ek wil jy moet kyk na jou dominerende hand. Die meeste van julle gaan nou na julle regsterhand kyk. Okay, hier is nou 'n bietjie oefening soos in die sonnaskool. Kyk na jou regterhand. En besef dat hierdie hand, ek stel jy moet na jou linkerhand kyk. Hierdie hand, of jy kan na albei hande ook kyk, het God vir jou gegee om te dien. En te worship ensovoorts, maar dit gaan om te dien. Jou hande maak 'n verskil. Maar jou hande kan ook 'n vuis wees. Jou hande is ook om jouself te verdedig. Maar jou hande kan ook seermaak. Dit kan mense seermaak. Maar jou hande is om te dien. En ek wil vanaand bietjie verder gaan want ons kom op 'n plek dat SARS die helfte van jou pensioen vat. En dis 'n reus wat jy nie met jou eie hande. Ja, baie mense neem reg in eie hande en gaan dreig hulle met 'n pistool teen die kop. Maar dan besef jy het dis 'n reus wat jy nie met jou eie krag kan oorwin nie. En dan vra ons die vraag in wie se hand is op my lewe? In wie se hand het ek my hand? En ja, ons stem saam. Ons hand is in die hand van die Here. Kom ons challenge ons mekaar, miskien hierdie week, miskien sommer nou na die Bybelstudie vanaand, probeer bietjie 'n halfuur gaan om jou hand, met hom nou nie gaan vasbind nie, want dan gaan mense dink jy siek, maar om net een hand te gebruik. Ek wil lekker gebakte eiers hê vanaand. Maar jy dit try met jou. Ja, met my regterhand en jou regterhand gaan ons twee hande hê. Ja, ons gaan ons regterhand ons met ons net met ons linkerhande. Miskien 'n lekker stort gaan vat net met die linkerhande. Ja, weet nie. Alright. Okay. Dis net 'n oefening wat jy kan doen. Hoe gaan jou lewe wees sonder jou hande? Ek dink as ons net daai prentjie probeer kry. Maar ons praat vanaand wie Sê Louis,
Nou dat jy Sorry. gepraat het, kan ek iets sê? Nou dat jy Yes, gepraat Tannie. het van vrouens wat ons hande gebruik, my eerste werk waar ek gewerk het, dan mense gebel vir 'n bestelling te plaas, want ek het by 'n skryftoe plek gewerk, en dan vra hulle, of hulle vra vir my, ietsie, dan bedui ek met my hande. Toe sê my baas vir my eendag, hy sê, Miss Riley, ek sê vir hom, yes, Mr. Carter, hy sê, when you answer the phone next time, ek moet die foon in my hand hou, in elk geval, dan moet ek my ander hand agter my rug sit en probeer praat. Weet jy, moeilik was dit gewees. Is dit. Alright, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel in Johannes 10 vers 27 tot 30. Meisie, jy kan hom vir ons lees. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Okay, ekskuus. Hier is 'n paar woorde wat ons moet onthou. My skape ken my stem. Ken Louis God se stem. Volgende ding is, hulle luister. Hulle is gehoorsaam aan my stem en hulle volg my. Okay? En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Tot vers 30. né? Ja. Okay. Right. Wat leer hierdie gedeelte vir ons oor God se hand? Hy hou ons vas en beskerm ons en gee vir ons leiding, all in one. Okay. Ek stem 100% saam met jou. Jy's in God se hand. Hy beskerm jou, maar ook sy bereidwilligheid om jou in sy hand te vat. En dan sê hy, en wat is die belofte? Niemand kan jou uit die God se hand druk nie. Niemand kan jou uit God se hand uitdruk nie, en dis die kernvers van eenmal gered, altyd gered, is hierdie vers. Stem julle saam met eenmal gered, altyd gered? Salome? Nee. Ek soek bietjie meer as 'n nee. Nee, want jy moet nie, jy kan nie net sê, ek is gered nou, kan ek doen wat ek wil nie, en dan sê, maar ek is mos gered, en dan nee, jy moet 'n pad van heiligmaking lewe. Jou lewe lei soos die Here wil hê ons moet lei. Ek kan ook nie sê, my pa en my ma is gered, so hulle bid vir my en ek sal ook gered wees. Ek kan nie dit ook eers sê nie. So as ek in God se hand is, kan niemand my daar uitruk nie. Ja. Ek dink nou aan Romeine, dink is die 8ste hoofstuk wat sê, wat sal ons skei van die liefde van God? Verdrukking, benoudheid, dood, al hierdie goed wat ons pad langs kom, siekte, niks kan ons ruk uit die hand van God uit nie, maar my eie besluit, dis waar Salome inkom, my eie besluit kan veroorsaak om te sê, ek draai my rug op. Alright, okay, in hierdie gedeelte praat ons van 2 hande. Die eerste een is Jesus se hand. Hy sê, julle is in my hand, is dit reg so? En dan praat hy ook van, julle is in die Vader se hand. So, dis nou, vriende wat in die versekering is, dubbel versekering. Jy weet, jy is by Santam verseker, maar jy verseker jou sommer self by Momentum ook. Jy is dubbel verseker. Dit is, sou een hand val, wat nie kan gebeur nie, is 'n ander hand nog daar. Dit kan nie gebeur. Jy is in Jesus se hand, maar jy is ook in God die Vader se hand. In wie se hande is ons nog? Psalm 91 vers 10. Salome, gaan jy vir ons skryf? Psalm 91 vers 10 kan.
Moenie vir Wynand sê ons het nou 'n skrif gelees wat nie op die gebedslys is nie, maar Vers 10. 10 Geen tot 12. onheil 10 tot 12. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Ja, hier is ons 3 beloftes. Ek is in Jesus se hand, ek is in God die Vader se hand, maar ook gee hy sy engele bevel om my op die hande te dra. Is dit nie mooi nie, hè? Okay, iemand iets sê oor hierdie teksvers Marius? Nog geen nou nie. Reg? Kan ek kom in Tannie Wilma? Engels? Dan is Kan ek kom in welkom. 9 en 10, né? Dis reg? If you make the Most High your dwelling, even the Lord who is my refuge, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. Volgende For he ene. will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Dis Hy vers sal 11. hy gee die engele opdrag om jou te beskerm. Okay, Ja. kom ons praat vanaand, ons gaan oor 2 hande praat. Ons gaan oor 2 hande praat. Dit is die hand van die vyand of die hand van die vlees en dan God se hand. Hoe weet ek? Ek is in God se hand. En daar's altyd 'n toets. Ons kyk na die vrugte. Wie se hand is ek? Is ek in die hand van vlees? Is ek in die hand van God? En wat is die vrugte wat daarby kom? Lees vir ons asseblief Jeremia 17 vers 5 tot 10. So sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. En hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goed kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en onbewoonde land. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrug te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Hier word van 2 hande gepraat. Die hand van die vlees en dan die mens wat op God vertrou. Op wie se arm leun jy? Wie se hand hou jy vas? Kom ons som gou op. Wat gebeur as ons op die vlees vertrou? Wat is iets wat vir julle uitgestaan het, die man wat op die vlees vertrou? Het sal nie goed gaan met hom nie. Dit sal nie blywend wees nie. Dit gaan nie blywend wees nie. As die droogte kom, gaan hy verdor. Nog iemand iets gesien het van die man wat op die vlees vertrou? Ek hou van daai gedeelte. Hy kan nie sien nie, of ek dink jou vertaling sal sê, Lisel, hy merk dit nie op as die goeie kom nie. Hoe lees daai gedeelte by jou, Lisel? Wat 'n vers is dit? Vers 6. Ek dink dit sal so vers 5 of 6 wees. Vers 6. Hulle is soos bossies in die woestyn met geen vooruitsig vir die toekoms nie. Hy het nie 'n visie nie. Geen vooruitsig vir die toekoms nie. Alright. Dit so, as jy op jouself vertrou, op die vlees vertrou, of jou hand is in die vyand, dan is daar nie vooruitsigte nie. Jy's 'n droë bos wat gaan verdor. Wat is die vrugte as ek op God vertrou? As ek my hand in God se hand sit? Hulle dra vrug.
Vrugdra. Daar gaan nooit moeilikheid in my lewe kom nie. Ja. SARS gaan nie my geld vat nie. Ek hoef nie vir mediese dokter toe te gaan nie. Ek gaan nie siek word nie. My ribbetjies gaan nie afbreek nie. As ek op God vertrou. Stem julle saam? Nee. Al hierdie goed gaan nog steeds met jou gebeur, maar jy gaan dit kan deursien. Jy gaan Jou las gaan ligter wees. Jy gaan daar deurgaan, want jy is by die waterstroom geplant. En wat vir my mooi is daarso is, hy hou aan vrug dra. En nou kom ek terug van wat Lisel gesê het, en baie van julle gesê het, is, jy sal nog steeds dien, al gaan jy deur 'n moeilike situasie, sal jy nog steeds 'n verskil in mense se lewe wees. Jy's geseën om 'n seën vir ander te wees. Alright, so, dis die twee hande. Iemand nog iets gesê het oor hierdie skrifgedeelte? Okay. Hoe weet ons John se hand is in God se hand? Of hoe weet ons John se hand is in die vlees se hand? Okay, John, jy's nie 'n slegte voorbeeld want ek weet jou hand is in God se hand. Kom ons maak eerder Louis. Hoe toets ek myself in 'n situasie? Dat hierdie situasie het ek in God se hand gesit, of het ek hierdie situasie in die vlees gesit? Nou die eerste is die H van hand, H, en dis hoogmoed. Wat gaan ons hoogmoed in Engels maak? Dis pride. Nee. Nee man, ons moet hom met 'n H maak. Ja, dis pride. Okay, hoogmoed. So die H is hoogmoed. So die eerste ding is, as ek op die vlees vertrou, gaan ek hoogmoedig wees. Nou wat is hoogmoed in Vrystaatse Afrikaans? Wat is hoogmoed? Wat is pride? Ek dink jy is beter as ander. Jy dink is beter as ander, Marius? Ja, jy voel jy is kan goed beter doen as wat die mense rondom jou kan doen. Jy weet alles en jy is alles. What is your definition of pride, John? Het ek gevries of het? Ek dink hulle het gevries. Hulle praat Dis ons. John, Dis okay, daar kom jy. te val. Okay, hoogmoed kom tot 'n val, sê John. Okay, John, jy het net bietjie uitgesny daar, sê net weer wat jy gesê het asseblief. Just repeat what you said. We're not online. We online. Ja, you're online, you can speak. Okay. Hoogmoed kom ook na 'n val toe. Hoogmoed kom tot 'n val. Alright. Kom ons kyk wat sê die Bybel in Jakobus 4 vers 6 tot 8. Rina, asseblief. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp Okay, julle dan stop. Skus Rina, jy's te vinnig vir ons. Jy lees of jy 'n koffieafspraak het hierna. Okay. God gee meer genade. groter. En dit wil vir my voorkom of God haat hoogmoed. Wat sal ons sê is 'n goeie woord vir in boere Afrikaans vir hoogmoed is selfliefde. Ek dink ek is beter as iemand anderste. Ek glo net my kerk se mense gaan hemel toe. Ek glo ek het die reg om ander mense te veroordeel. Moet ek snop? Okay, Marius sê ek moet stop, ek moet nie verder gaan nie. Okay, maar hoogmoed is selfliefde en dit was die moeder van alle sondes. Hoekom is die duiwel uit die hemel uitgewerp? Hy wou homself verhef het.
En God sê, okay, Rina, lees vir ons verder. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal vir julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Ja, so, hier is die toets vir Louis. In enige situasie. As ek dink, ek is beter as die ou wat in my tuin werk, dan is my hand nie in God se hand op daai stadium nie. As ek na iemand anders te kyk en ek noem dit sommer geestelike hoogmoed en ek sê, dankie Here, ek is daarom nie so sleg soos daai ou nie. Is dit geestelike hoogmoed? Pas op vir geestelike hoogmoed dat jy dink jy's beter as ander mense. Dis 'n teken dat jou hand nie in God se hand is nie, want jy, net ek alleen, ek sal dit uitsorteer. Daai selfliefde, ek, trots, pride, noem dit wat jy wil. Ek sal dit doen. Okay, iemand iets gesê het oor hoogmoed, Rina? Die Engelse naam is high and mighty. High and mighty. Dis nou die mans wat stywe nekke het. Net so kyk, jy weet die konings. En hier Tannie Wilma wil vir ons sê dat wat wil Tannie Wilma sê? Jy loop met jou neus in die lug. Jy's beter as ander. Jy loop met jou neus in die lug. Ja. En as jou neus in die lug is, wat gebeur? Jy struikel oor 'n klip en jy val jou neus plat. Jy kyk snobisties na ander as jy so loop. Dan trek jy so snaaks. Ja. Okay. Maar baie keer vra ek vir myself die vraag. Veral as dit by veroordeling van mense kom. Is dit nie maar 'n teken van hoogmoed nie. Okay, nog iemand iets sê oor hoogmoed? Kan ons kyk na die A? Wil julle kyk na die A? Die A is angs. As ek in 'n situasie is en ek word vreesbevange en ek is vasgevang in angs, dan is my hand nie in die hand van die Here nie. Gelukkig was nie een van julle in hierdie huis behalwe Annelie toe hulle daai geld weggegaan het nie. Ek het in 'n paniek ingegaan. Gelukkig het julle dit nie gesien nie, anders was julle nie vanaand hier nie. Julle het nie gedink dat ek sou in so laag kon gedaal het oor daai geld wat weggeraak. Angs. Lisel, gooi vir ons 'n bietjie daarso Matteus 6 vers 25 tot 32. Is dit Matteus 6 of Matteus 5? Het ek gesê Matteus 5? Dan moet dit seker Matteus 5 wees. Wat sê Matteus 5? Nee, is Matteus 6. Sorry, is Matteus 6. Is enetjie by. Ek het een afgetrek van die rekening, Marius, ek het een afgetrek. Ekskuus, is Matteus 6. As dit gaan oor die huwelik, dan verstaan ek die angs. Ons is 39 jaar getroud Vrydag. Ons wat 2 jaar gelede saam julle kom leer hoe maak 'n mens 39. Okay, dis Matteus 6 vers 25, ekskuus julle. Daarom sê ek vir julle, hou op om julle te bekommer oor julle daaglikse lewe, wat julle sal eet of drink, of oor julle liggame, wat julle sal aantrek. Is die lewe nie baie belangriker as kos nie, en is 'n mens se liggaam nie baie belangriker as klere nie? Hou die voëls wat daar vlieg dop, hulle saai nie, hulle oes nie, en hulle maak nie in skure bymekaar nie. Dit is onnodig, want julle hemelse Vader gee aan hulle kos. Besef julle dan nie dat julle vir God nog baie kosbaarder is as hulle nie? Kan al julle bekommernisse julle lewe 1 sekonde langer rek? En wat klere betref, wat bekommer julle daaroor?
Leer hierdie les van die veldlelies wat so pragtig in die blom staan. Hulle sloof hulle nie af om vir hulle self klere te maak nie, en tog sê ek vir julle, selfs Salomo in al sy glorie was nie so pragtig aangetrek soos een van hulle nie. As God dan die veldplante wat vandag daar is en môre verbrand word, so mooi aantrek, hoeveel te meer sal hy nie vir julle sorg nie? Is julle geloof dan so klein? Moet julle dus nie bekommer en vra, wat sal ons tog eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is die ongelowiges wat oor hierdie soort dinge begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Skuldig. Ek is skuldig. Ek kan my baie keer in 'n hoek in worry. Praat iemand ietsie, help my. Ek dink 3 tog weke. Ekskuus, John, praat jy? Ja, gaan Marius, gaan. Nee, ek wil net vinnig sê, ek dink tog die angs daarso is 'n tydelike angs en dit is 'n natuurlike ding. Maar dan weet jy God se hand is daarin en dan gaan dit weg. Waar vir die gewone ou is bly die angs net aanhou. John? 3 weke gelede sit my tegnikus hierso in die kantoor. En dit is hier by 'n Woensdagmiddag. En dit was die eerste keer van die begin van die jaar af wat ons stil was. Ek het vir hulle gesê 11:00 in die oggend, maandag en dinsdag gaan huis toe. Dis nie werk nie, gaan huis toe. Dit help nie dat julle hier in die kantoor sit en my koffie drink, dit kos my geld. En die Woensdag kom hulle hiernatoe, hulle sê vir my, oom, hier's 'n groot challenge. En ek is so rustig soos kan kom en hulle sê vir my, maar oom is so rustig. Ek sê vir hulle, weet jy wat? Moenie vrees nie. Die Here het 'n doel vir hierdie. Ek sê, weet jy wat? Julle moet rus. En die volgende maandag kom en ons is so bedrywig dat al die tegnikuste werk tot 7:00 in die aand, van vroeg tot laat. En hulle sê vir my op Vrydag, hoe het oom dit geweet? My hand is in die hand van die Here. Ja. Partykeer moet jy rus. Maar John, as jy 20 jaar oud was en jy het nou hierdie besigheid begin en jy daai stilte gehad, né? Maar jy die ervaring, God het jou nog altyd gedra tot hier. God sê jou mos nie nou los nie. Alright, jy praat so wat en ek het die besigheid in 1988 begin, toe ek 'n jong man was, met geen ervaring. My pa wat was 'n direkteur van 'n groot maatskappy, is oorlede, so 3-4 jaar voor die tyd. So daar was niemand om vir my, dit was net Rine en ek. En ons moes 100% op die Here vertrou. Want ons het nie van beter geweet nie. So, hier is my toets. As ek angstig begin voel, en ek is nog nie op 'n panic attack, maar as ek angstig begin voel, dan vra ek vir my dieselfde vraag. Louis, en wie se hand is jou hand? Hoekom raak ons angstig? Ons raak angstig want ons vertrou onsself. Hier is nou iets wat ek nie met my krag en met my geld en met my kennis kan verander nie. Hierdie ding is groter as ek. En dit maak mense angstig. Jou grootste probleem met angs is as jy probeer om jy word net dieper en dieper jouself in 'n gat geraak. Want jy probeer om jou eie plannetjies uit te dink. In plaas dat jy net gaan stil sit en sê, Here, wys vir my. Daai is die belangrike gedeelte wat jy nou sê. Op wie se arm vertrou jy? Op vlees of op die Here? En ek preek nie vir julle nie, ek preek vir Louis. Alright. John het vir ons gesê, hoe hanteer hy dit as dinge verkeerd gaan? Wat doen julle om nie te kwel nie? Ja,
vertel vir my, jy lees Bybel, jy bid, maar is daar iets anders wat julle doen behalwe dit? Al asem. Nee, Al asem. ja, all awesome. Wees net Okay, rustig. John, wees net rustig. Iemand anderste? Salome, wat doen jy as jy voel dit raak bietjies te veel? Ek gaan stap maar 'n bietjie see toe. Hmm. So ek was al baie by die see. Ons like jou. Ons is net mens. Ek is bang om vir die Kaapenaars te vra wat doen hulle, want ek weet daar's baie wyn, maar ek gaan dit nog steeds doen. Marius, wat doen jy as jy voel dit raak 'n bietjie erg daar by julle? Gaan see toe. Ja, gaan see toe of gaan doen iets anderster. As dit wat Ja. jy mee besig is. Moenie op dieselfde ding bly kwel nie. Gaan doen iets anderster. Gaan drink 'n koffie of gaan net uit. Gaan net na 'n ander plek toe. Jou brein gaan nog steeds aanhou werk, maar dan raak jy rustiger by 'n ander plek en die antwoorde sal kom. Wat jy nou sê is belangrik, daai gedeelte wat ons in die begin gelees het van Jeremia 17. En hulle sien nie dat die goeie by hulle verbygaan nie. Wanneer ons bietjie ons kop links draai, regs draai, dan begin ons ander goed raak sien en ons sien eintlik hoe God besig is om te werk. Rina, ek weet jy kan uit ervaring uitpraat want jy is 'n persoon wat jou nooit kwel nie. Hoe hanteer jy dit? Maandagmiddag op pad huis toe, toe het ek nog gery en die volgende oomblik tot stilstand gekom. En toe stop ons al twee, dis asof die Here vir my net, toe kyk ek terug in die spieël, dink ek het, wiever het is, hulle sit ook nog doodstil in hulle karre. Dis asof die Here net gesê het, kalmeer net vir 'n oomblik. En ja, toe ek uitklim, toe was ek natuurlik baie angstig en bewerig en alles. Maar die Here was so getrou, want die man het toe net gekom en ek probeer net my bumper wegtrek, laat ek kan ry. Want jy is maar bietjie vreesagtig op die pad. En jy sal nie glo nie, my grootste vrees was dit trok moet nie nou kom. Maar ja, dankie Here, het hy kalmte in hierdie storm gebring en ons het verder gery. En ja, die res is nou maar, sal hierdie week wat kom uitgesorteer word. Maar Kan ja. nie klopper. Kom ons. Maar dit Dis nie is van die- dis nou amazing dat die Here net ons kalm gemaak het. Okay. Stel, hoe bring jy vrede in jou hart? My angs kom altyd in die nag hier by 2:00, 3:00 se kant en dan kan ek nou nie buite gaan rondloop of iets nie want dit is donker. Dan gaan maak ek maar vir my koffie en loop ek maar op en af in die huis en drink maar 'n koppie koffie en probeer jou gedagtes op ander goeters kry. Dis maar hoe ek dit hanteer. Fokus op iets anderster. Kom ons kyk wat sê die Bybel in 2 Timoteus 1 vers 7, Salome. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Okay. So die vrugte, as ek in God se hand is liefde, krag en selfbeheersing. Ek glo ek kan nie die situasie verander nie, maar ek het soveel geloof en vertroue in God, ek kan rustig raak. God sal dit doen. Niks wat met my gebeur gaan nie 'n getuienis veroorsaak. Rina was in daai bumper bash, wat julle dit ook al wil noem, maar vanaand het sy getuie. Sy het 'n getuienis. Niks wat met my gebeur gaan veroorsaak dat ek nie 'n getuienis het. Ek gaan 'n getuienis hê van God se grootheid en sy mag en sy heerlikheid. Is nog iets oor angs? Kan ons na end toe gaan? Is iemand iets Ek sê wil oor net sê angs? dat ek wil net iets sê wat ons nou gepraat het oor. As jy op 'n tromme toneel kom, nee. Die mees belangrikste ding is, en miskien vat ek dit nou uit, is as jy soontoe kom, as jy soontoe ry na daai toneel toe, begin net om te bid. Kry jouself reg. Want dit help nie dat jy daar, en as jy by die toneel kom,
Moenie soos 'n Jack Rabbit wees en daar inspring nie. Bly net stil, kyk die omgewing uit vir jou eie veiligheid, vir ander mense se veiligheid, en dan kan jy verder beweeg. Ja, jy bring rustigheid. God bring rustigheid in jou hart en jy bring rustigheid vir hulle. Okay, kom ons gaan na die end toe. En ek het hierdie week nog getwyfel of jy naaiwer so spel, maar as ek dit verkeerd gespel het, is dit alright. Hier in Nelspruit doen ons dinge maar so 'n bietjie anderste. Naaiwer, jealousy, John, jealousy. Naaiwer. Wat beteken dit? Okay. Jealousy. Kom ons kyk wat sê Jakobus 3 vers 14 tot 17. Kom, meisie, jy kom lees. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dis nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Kyk, hier is 'n belangrike punt. Waar afguns is daar wanorde. Hier is my toets. As my gedagtes begin nie doelgerig meer is nie, dink en daar, en is hier, en is daar, en is wanorde, dan begin ek jaloers word, omdat Marius so slim is en ek is so dom, omdat John 'n mooi Kawasaki het en ek ry met 'n trapfiets, ensovoorts, okay? Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, gesegdelik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Okay. Afguns. Wat is afguns of naaiwer? Hoe gaan julle dit definieer? John, how do you define jealousy? Jealousy is when you want when you're not happy with yourself, when you want more than what you think you're jealous because the next door neighbor's got, soos Louis, het 'n nuwe Toyota gekry en jy het nie. Maar jy vergeet van die Kawasaki wat in jou garage staan. Ek dink altyd aan naaiwer of jealousy of afguns, dink ek aan wie was die twee boeties, Kain en Abel? Een se offer is aangeneem en die ander een is nie aangeneem nie. En afguns het dit veroorsaak dat jy so ver gaan om moord te pleeg. Een van die grootste probleme wat ons seker kan doen is om te vergelyk. Elkeen van ons dra 'n sekere skoen. Jy stap in jou skoene. Ek stap nie in Marius se skoene nie. Ek stap nie in Salome se skoene nie. En as die Here haar wil bless met 'n Mercedes, maar Mercedes is ook nou nie meer 'n statuskar nie. As hy wil bless met 'n Chinese kar, dan is dit alright. Dan sê ek saam met haar bly. As die Here vir my nog net op 'n trapfiets wil hê, dan is dit okay. Dis okay. Vergelyk en pas op om te vergelyk. Hoe kan ek verlos word van afguns? Hoe kan ek vrykom van afguns? Ja, jy moet ver genoeg raak. Ver genoeg raak. Ja. Wat ver genoeg of wat? Happy met Ja, wat? ver genoeg is ons het jou. Daar was 'n liedjie gewees wat ons altyd gesing het, tel jou seëninge. Tel hulle dag vir dag. En sien hoe goed God dit met jou meen. My gras is nie so groen soos my buurman se nie. Ensovoorts. Maar tel jou seëninge. Hoe goed God dit met jou meen. Kyk, iemand nog iets wil sê oor naaiwer? Don't try and keep up with the Joneses, soos hulle altyd gesê het, want jy weet nie hoe lyk sy bankrekening. And the nice thing about that, John, is that the Joneses have went to Australia, so they're no longer here. So, moenie worry nie. Hulle is klaar weg. Okay, ons kom by die laaste ene. Ons het nou hoogmoed, ons het angs, ons het naaiwer, en die D het ek so 'n bietjie rondgespartel mee.
En vanaand toe dink ek moes hom dalk eerder gesê het, God roep ons nie vir domheid nie. Dwaas. Moenie dwaase dinge aanvang. As jy begin dwaase dinge aanvang, dan weet jy, jou hand is op vlees. En hier is vir my die toets. Jou vyf mense wat die naaste aan jou is. Sal jou vrou wees, sal jou pelle wees, wie ook al, die 5 mense wat die naaste aan jou is. Wat se invloed het hulle op jou lewe? Miskien sal dit jou kinders wees, kleinkinders wees. Wat se invloed het hulle? Is daar 'n positiewe inspraak van hulle kant af? Of gaan hulle net vir jou kom en sê, daar verloor die Springbokke toe nou. Diesel gaan R3 op begin September. Negatiewe goed. Pas op daarvoor. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Baie bekende gedeelte, die stel Psalm 1 vers 1 tot 2. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaar en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Okay. In watter kring sit jy? En ek praat nie net nou van mense nie, ek praat van die media, ek praat van sosiale media, ek praat van Facebook, ek praat van al hierdie goed. Watter kring sit jy? Marius, as jy nou 'n sak met aardappels gekoop het en jy kom by die huis en daar's een vrot aardappel, wat doen jy met daai vrot aardappel? Gooi hom net uit. Mors met kos. Nee, dis varkos. Jy mors nie met dit is varkos. Ek dog jy maak hom gaar vir jou buurman. Hoekom gooi ons daai vrot aardappel of appel uit? Hoekom? Hy gaan nie anders vrot maak. Nee, hy stink. Ja. Hy besmet die ander. En ek vra vir myself, die mense waarmee ek myself omring, bou hulle my? Breek hulle my af? As ek op die vlees gaan reken, né? Want wat ek gaan doen, ek gaan my ore uithou vir opinies van mense. En dit gaan my gemoed beïnvloed. 1 Korintiërs 15 vers 33-34, Rina? Moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nigter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie en sê dit tot julle beskaming. So, slegte gesprekke het 'n invloed op jou lewe. Wat is daai, as jy, moenie jou parels vir die varke gooi nie en dwaase en swape en al daai goed, maak seker die mense met wie jy jou omring is mense wat jou opbou en nie aftrek nie. Right, moenie dwaasheid, as jy begin dwaasheid aanvang, weet jy, my hand is nie meer in die hand van die Here nie, ek steun nie op my insig. Enige opmerkings oor dwaasheid? Ek sê altyd vir myself, Louis, die Here het jou nie geroep om dom te wees nie, hy het jou geroep om slim te wees. Stap in sy wysheid en stap in sy kennis in. Jy's nie dom nie. God het jou nie geskaap om dom te wees nie, hy het jou geskaap om slim te wees. Alright, kom ons sluit af. Jesaja 49 vers 16. Lisel? Kyk, ek het jou naam in my hand gegraveer. Die mure van Jerusalem wat afgebreek is altyd voor my. Daar is 'n beter hand as die hand van die vlees. En volgende week gaan ons daaroor praat. Wat is die hand van God? En hy sê dit so mooi. Hy sê ek het jou naam in my hand
gegraveer. Jy's ingegraveer. En daai grafeer wil ek vat na die kruisiging toe. God weet van my. En wanneer ek my hand in sy ewige hand sit, sal dit goed gaan. Ja, ek gaan ook deur moeilike tye kom, ek gaan ook deur 'n droogte tyd gaan, maar ek gaan nie my blad verloor nie, en ek gaan nie my bediening verloor nie, en die Here sal my deurdra. Louis, wie se hand is jou hand? Steun ek vanaand op die vlees, of steun ek op God? Matteus 14 vers 30 tot 31, Rina, as jy hom kan kry vir ons? Matteus 14 vers. 30 tot 31. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Hierdie week het ek uitgeroep. Ons praat van die stelpraat van die nag. Sit ek hier op 'n stoel en ek roep uit en ek sê, Here, nou kan Louis nie meer. SARS raak nou vir my te veel. Maar Here, ek roep uit, ek is besig om te sink. Petrus het staat gemaak op die vlees, toe sê hy gesê, Here, ek wil op die water loop. Want as ek op die water kan loop, is ek beter as my boeties. Ek is hoogmoedig. Ek kan dit op my CV skryf, ek kan op water loop. Maar toe hy op die water loop, toe sien hy die golwe en hy besef, hierdie is groter as ek, en toe hy sink. Maar hier kom die mooi gedeelte. Toe sê hy, Here, help my. Toe sê Jesus nie vir my, ek het mos vir jou gesê, jy gaan sink. Hoekom kyk jy na die golf? Die Bybel sê, Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gered. As ons vanaand net wil kom en sê, ek nader tot God, sal God na my toe nader. Wie se hand is jou hand? Fluit, my storieetjie is uit. Okay. Maar yes, John. Maar dis ook toe die Here geslaap het in die skei en die wind het opgekom. En hulle het na die Here toe gegaan en gesê, hoe kan jy slaap? Ons gaan verdrink. En hy het gesê, ja, maar julle is klein lowe, julle vertrou nie. Of wie vertrou ons? Of wie vertrou ons? En die Here het die wind, en daar was kalmte. Kalm. Kom ons sit ons hand vanaand in die hand van die Here. Rina, iets wat jy wil byvoeg? Nee, is reg, dankie Louis. Antie Wilma? Ek is reg, dankie Louis. Great, Tannie. Estel? Is reg, dankie julle. Salome? Ek wil maar net noem, C.S. Lewis het nederigheid nogal baie mooi beskryf. Hy sê nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar om minder aan jouself te dink. Dis maar net mooi. Mooi, né? Ja. Dis mooi. Terwyl ek so na Salome kyk, toe dink ek, dis so interessant, die koningshuis, veral daar in Engeland. As hulle na die koningin toe gaan, dan buig jy voor die koning en dan vat jy hand en dan soen hy die hand. Julle het al gesien, né? Selfs Tony Blair, die eerste minister, as hy ingeseën word en so, dan gaan hy na die koning toe, dan koningin, dan buig hy voor die koning en dit het my nou so 'n bietjie getrigger. En toe kom dit, hoekom soen hulle die koningin se hand? En dit beteken ek is onderdane van u, ek is lojaal aan u en ek vertrou u. En is dit nie wonderlik dat ons vanaand net die Here se hand so kan vat en te sê, Here, dankie vir die hand. Maar jy sien iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek is ook reg, dankie. Okay. John, Rina,
as ons die koningin se hand gesoen het, dan beteken ek is onderdanig en ek is lojaal aan die koning en ek daag julle uit om die Here se hand te vat en net te sê Here, ek onderwerp my aan U. Lisel, iets wat jy wil byvoeg vanaand? Nee, dankie. Meneer Brits, sê jy iets want niemand wil iets sê nie. Ek dink die hand se aksies moet aan die hart gekoppel word, die mooi hart, wat mooi kan ontvang en mooi kan gee, met 'n blye hart. Ja, amen. Hou daarvan, is mooi. OK, kom ons kyk na ons gebedsversoeke. Ons het so 'n paar minute oor. U stel iets wat ons kan saam bid? Reg, dankie julle. John, anything we can pray? No, I'm happy, thank you, Lou. Dankbare hart. Dankbare hart. Rina, ons is dankbaar. Ons het nie geweet van die ongeluk nie. Ons is dankbaar jy is veilig. Jou nek is daarom nie te styf nie en jy's okay. Dankbaar. Ek weet net laat ons nou die regte panobeter ook op die regte tyd sal kry. En John het gesê jy sal, so jy kan nou relax en gaan koffie drink daarna. Ja, ek voel jammer vir Rene want dit is 'n splinternuwe karretjie. Ai. Jy weet, maar soos ek vir haar gesê, sy kan nou een van die maatskappy se karre nou leen. Okay. Maar 'n ou Toyota bakkie gee. Nee. Pas. Dan Wilma, enige gebedsversoeke? Ja, asseblief ons as VLE groep gaan van Dinsdag af tot Donderdag toe gaan ons Meelstroom Lodge toe naby Bronkhorstspruit. Asseblief net vir ons wat saamry geleenthede ons veilig reis toe en terug en laat ons die verrigtinge sal geniet en ja. Ja, Danielle gaan dit geniet. Bronkhorstspruit is baie lekker. Ja, en Roan Josh kom vir ons sing Woensdag aand. Ons het geleenthede wat ons praat van nostalgie, nou moet jy iets saamvat of dra of wat ook al wat nostalgies is vir jou. Ja, so, en Roan Josh gaan vir ons kom, ja, vertoon, ja. Danny moet van vra met vir Danielle sing My Provider. Daar's nie ou wat ook kan sing soos daai. Okay. Wat is die plek waar Danielle van Sun Eden? Meelstroom Lodge. Dit is by Zierfontein of Zier iets maar is naby Bronkhorstspruit. Ja. As Danielle nou daar is, gaan Danielle ou kerkie sien wat sommer so in die veld staan. Nou daai is 'n baie spesiale kerkie. Jare gelede was dit die uitstorting van die Heilige Gees in daai kerkie. En dit is 'n sendingkerkie. En die bure het gesien dat die dak is aan die brand. En toe kom hulle met hulle waans. Dis toe hulle nog waans met water gehad het om die vuur te blus. Dis dit 4 tonne van die Heilige Gees wat op die kerk se dak is. Pragtig. Danielle gaan daai kerkie sien. Danielle moet dit baie geniet. Ek sal, dankie, ja. En het jy gesien ek gebruik weer my hande. Toe sit ek gou my hand neer. Nee, Tannie kan maar praat met die hande, dis reg. Ons gaan Tannie nie aankla vir ander hande nie, is reg. Ja, jy is bietjie ver om dit te doen, né? Salome, enige gebedsversoeke? Ja, asseblief, ons bid vir 'n meisiekind so oor die 30 jaar. Haar naam is Laney. Hulle kan nie uitvind wat is fout met haar nie. Sy word oorgeplaas na 'n verskillende hospitale. Sy's nou, want hulle het soos 1,5 liter vog uit haar longe getrek en nou sy onder kardiochirurgse sorg. Maar die vraag is nog steeds, wat is fout met haar? Asseblief, sy is maar op ons gebedsgroepie van Carlin, wat sy bid ook so vir baie mense. En dan wil ek net graag asseblief ook vir PW en Elise weer van vooraf opdra, asseblief, dat ons net weer vir hulle bid, spesifiek vir hulle ook. Buite nou vir Reinhardsplaas, maar spesifiek vir hulle. Hulle het baie gesondheids en baie probleme. Baie. Ja, sjoe.
Bid vir die kinders, ons hou jou staande versoeke vir die kinders. Baie dankie, ja. Van my kant af, dit is graag vir my skoonma, vir Annelies se ma. Sy die medikasie wat sy gebruik, hier bots iets en daar bots iets, dat daar lekker rustigheid net in haar lewe sal kom. Sy sukkel met slaaploosheid, ons bid dat die Here vir haar gaan slaap gee en dat sy deur dit gaan slaap en aan die ander kant van uitkom. Nou dink ons ook aan Lisel. Ek kan nou lekker gekruisig word deur Lisel, maar sy gaan Dinsdag, né? Gaan sy vir 'n mediese Woensdag, né? Gaan sy vir 'n klein mediese proseduretjie en ons bid dat dit alles gaan goed verloop en alles gaan reg verloop en dan gaan 'n gunstige uitslag wees. Maar is iets wat ek vergeet het? Nee. Okay. Ja, en dankbare harte dat ek dink ek is nou van SARS verlos tot Februarie maand. Was right. Ons is dankbaar. Die Here het ons gedra hierdie week. Lisel, iets aan jou kant af? Nee, ek weet of jy van jou sis. Ek kan ook net terugvoering gee van Wannie, sy was vir die MRI en dit het nie gegroei nie. So ons is bly daaroor. So sy sien die breindokter in September. Wonderlik. Môre is iets anders wat ons kan saam met? Dalk net vir Bux, ons buurman, wat ook môre ingaan vir die mediese prosedure. Dat hy is ook nou al ouerig. Maar laat hy net, ek moet dit net nie hoor nie. Hy moet nie luister nou nie, né? Laat hy maar net veilig daardeur sal gaan. Hulle is in Brits, né? Of sal hulle terug daar by julle? Nee, hulle is nog in Pretoria. Of dit gaan in Pretoria gedoen word. Hulle is nou in Pretoria vanaand. Maar hulle is nog in Brits waar hulle bly, ja. Okay, ons bid vir hom. John, will you please pray for us? Lord, I thank you that we can be in your hands, Lord. Lord, let us not try and do our own things, Lord. Because 99.9% of the time, Lord, we're not going to succeed. But if we just become rustig and we give ourselves over to you and we trust in you, Lord, you've never, ever not given us what we want, Lord. Even if it's not today, Lord, it's somewhere down the line, Lord. But we just need to be in your hands, Lord. We need you to be able to carry us, Lord. Like when Jesus was on that little boat and the waves came up. He didn't worry. He brought calm to the scene. And we just need to learn that, Lord, and we need to learn it fast. And Lord, we just pray for all the Pasuka tonight, Lord. And Lord, just look after everybody that's on the roads this week, Lord. We ask that you just keep them safe. And Lord, we thank you and we need you in our lives every second of the day. We thank you lots. Amen. Dit is lekker om vanaand saam met julle te kuier. Pas julle self op hierdie week. Mag die Here julle veilig hou. Die Here is lief vir julle. Bye. Lekker aand julle. Bye. Bye. Lekker weer.